Goeiedag julle en baie welkom by vandag se digitale boodskap. Dit is my baie lekker om vandag weer saam met julle hierso te wees. Julle die afgelope tyd het daar verskriklik baie dinge gebeur, maar dit was 'n baie geseënde tyd gewees. En dit my bietjie laat dink oor wat het die afgelope tyd gebeur en hoe het dit my beïnvloed en verander. En een van die mees onlangste dinge wat gebeur het, was ons gebed by die poorte. En dit is waar ons op twee plekke bymekaar kom, Salt & Copper in Hartenbos en die Engine op die N2. Waar ons bid vir al die vakansiegangers wat in ons dorp reeds is en wat ook in ons dorp gaan inkom. En toevallig by albei geleenthede het ons die Here gevra, Here kom sê vir ons, kom wys vir ons wat ons moet bid. En so 'n paar weke terug het Henry 'n preek gehad oor die Heilige Gees wat vir ons pleit met onuitspreeklike versigtinge. En dis eintlik maar waarvoor ons gebid het. Omdat ons nie seker is oor in watter toestand die mense hier aankom nie. Dalk is hulle hartseer en moeg en dit is dalk hulle eerste verlof vir die jaar. Dalk is dit hulle eerste Kersfees of vakansie sonder 'n geliefde. Ons weet nie. Dalk is hulle baie opgewonde, maar dit het my net laat dink oor hoe maak ons die Here deel van al ons alledaagse dinge? En wat is ons rol as Christene in hierdie feestyd? En hoe maak ons die Here deel as ons gewone dinge doen? Soos as ons koffie drink, of as ons oefen, of as ons 'n biertjie drink, of 'n wyntjie drink, of wanneer ons braai. En hoe mooi dit eintlik is, as die Here sentraal is in al hierdie dinge, oor hoe 'n klomp mense, soos hierdie gebedsgeleentheid wat ons gehad het, waar 'n klomp mense wat 'n verhouding het met die Here, wat lief is vir Jesus, iets doen vir die Here. Dit is die mooiste ding wat daar is, en dit is eintlik so 'n groot voorreg. Maar hoe lyk dit as ons die Here deel maak van al ons dinge? Ek het op 'n stadium 'n video gesien van 'n ou wat gesê het, nee, wanneer ons oor X, Y en Z praat, dan kan ons nie oor die Here ook praat nie. Julle baie van julle het dit dalk al gehoor, en 'n ander ou sê toe maar, as jy dit sê, dink jy nie jy moet jouself dalk vra, hoekom praat jy nou oor X, Y en Z nie? En ons kan nou baie vinnig gaan en sê, wel, ek moet ophou met X, Y en Z, wat natuurlik 'n uitkoms is. Maar ons kan onsself ook vra, hoe maak ons die Here deel van X, Y en Z? Hoe pas hierdie goed by mekaar in? En hierdie teks van Spreuke 3 vers 5 kom heeltyd in my kop op, wat sê, moenie op jou eie insig te staat maak nie, maar vertrou volkome op die Here. Ken hom in al jou weë en hy sal jou paaie gelyk maak. En wat beteken ken hom in al jou weë? Hoe werk dit? Wat beteken dit? En vandag se tema is gevind om te soek. En hoe dit ook saam met ken hom in al jou weë saamkom. En ons lees vandag Matteus 3 vers 1 tot 12, maar voordat ons saam lees, kom ons bid saam. Liewe Here, baie dankie vir hierdie wonderlike voorreg wat ons het om op hierdie manier by mekaar te kom. Om ook hierdie manier te kan hê om u boodskap uit te dra, om u evangelie te kan uitdra. Here, gaan saam met ons met die lees van hierdie teks, kom breek dit vir ons oop en kom wys ons regtig wat u vir ons wil kom sê. Here, hierdie is u boodskap, u gebruik ons maar net. Here, baie dankie vir hierdie voorreg en vir al die liefde en genade. Amen. Ek lees vir ons Matteus 3 vers 1 tot 12. In daardie tyd het Johannes die Doper in die woestyn van Judea begin preek en gesê, bekeer julle, want die koninkryk van die hemel het naby gekom. Hy is die een wat die profeet Jesaja bedoel het, toe hy gesê het, iemand roep in die woestyn, maak die pad vir die Here gereed, maak die paaie vir hom reguit. Hierdie Johannes het klere van kameelhaar gedra, met 'n leerband om sy heupe, en hy het van springkane en veldheuning gelewe. In die dae het Jerusalem en die hele Judea en die hele omgewing van die Jordaan na hom toe gestroom. Hulle het hulle sondes bely en hulle deur hom in die Jordaanrivier laat doop. Toe merk hy dat baie van die Fariseërs en Sadduseërs kom om deur hom gedoop te word, sê hy vir hulle, julle slange, wie het julle wys gemaak dat julle die dreigende toorn kan ontvlug? Dra liewer vrugte wat bewys dat julle bekeer is. Julle moet julle nie verbeel dat julle by julleself kan sê, ons het Abraham as voorvader nie. Dit sê ek vir julle. God kan uit hierdie klippe kinders vir Abraham verwek.
Die bye lê klaar teen die wortel van die bome. Elke boom wat nie goeie vrugte dra nie, word uitgekap en in die vuur gegooi. Ek doop julle wel met water, omdat julle bekeer het. Maar hy wat na my kom, hy is my meerdere. En ek is nie eers werd om sy skoene uit te trek nie. Hy sal julle met die Heilige Gees en met vuur doop. Hy het sy skop in sy hand en hy sal sy dorsvloer deur en deur skoonmaak. Sy koring sal hy na die skuur toe bring, maar die kaf sal hy met 'n onblusbare vuur verbrand. So, hierdie is Johannes die Doper se prediking en hy maak skielik sy verskyning in die evangelie van Matteus en hy preek hartbekering. En hierdie is omtrent so 30 jaar na die geboorteverhaal. So mense kan nogals verstaan hoekom Johannes so hartbekering praat of preek, maar sy bekering prediking het daaroor gaan om weg te draai van alles wat sleg is. Maar spesifiek selfbeheptheid. Hy sê dit alles lei net na sonde. En Johannes kom leer ook die mense dat die eerste stap om terug te keer na God toe begin by sondebelydenis. En hierdie laat ons net besef hoe faalbaar ons is en hoe afhanklik ons eintlik van die Here is. Ons kan nie ons sonde regmaak nie en ons hoef ook eintlik nie, want God sê net kom na my toe, gaan net na hom toe. Maar ons moet 'n bewustheid hê van ons sonde. Maar hoe anders kan ons in elk geval dan weet hoe om beter te wees as ons nie eers bewus is van dit wat verkeerd is nie. En dit is wat ons ook dan nou vir die Here vra. Maar hierdie gaan oor nie ons eie denke nie, maar dit gaan oor wat wil God hê? Hoe wil God hê moet ons oor hierdie dinge dink? Dit wat alles rondom ons aangaan, die feeste, die vakansiegangers, almal wat nou in ons dorp ook gaan inkom. Hoe wil die Here hê moet ons oor die dinge wat rondom ons aangaan dink? En in hierdie gedeelte kom sê Matteus eintlik vir ons 'n paar dinge hieroor. Hy verwys die heeltyd na die koninkryk van die hemele toe. En hy bedoel daarby eintlik uit respek uit vir die Jode wat ten alle koste die gebruik van die Here se naam vermy het, so hulle het ander woorde gebruik soos hierso waar die koninkryk van die hemele eintlik verwys na God. Maar hierdie gebruik van die koninkryk van die hemele het ook die mense dit beter laat verstaan, want Johannes kom sê vir hulle dat die koninkryk is reeds hier teenwoordig. Hierdie is maar net die begin. Die koninkryk sal nog in al sy volheid kom. Wat hy probeer sê is dat die wat die koninkryk van die hemele soek, wil hom in alles aan die wil van die koning onderwerp. En in vers 3 haal Matteus ook 'n profesie aan van Jesaja, wat ons in Jesaja 40 vers 3 raak sien, waar Jesaja ook by die mense gepleit het om hulle sondes te bely. So, ons sien dat dit vir beide Johannes en Jesaja gaan oor sondebelydenis en dat dit goeie nuus is vir die wat dit ter harte neem, maar baie slegte nuus is vir die wat dit nie ter harte neem nie en wat hulle eintlik hulle enigste hoop vernietig. En hierdie vers praat natuurlik ook van die mense wat Jesus nie ken nie, of dalk nie regtige verhouding het met Jesus nie. Ek was ook daar gewees, 'n tyd waar ek versies kon opsê, maar nie regtige lewende verhouding met die Here gehad het nie. En Johannes bied eintlik vir hierdie mense geleentheid en sê vir hulle, wel, bekeer julle. Begin agterkom dat julle verhouding met die Here moet hê, hoe Jesus sin en betekenis by julle lewens kan voeg. So, as ons byvoorbeeld 'n boks gehad het en ons het al die dinge van ons lewe in hierdie boks pak en alles wat rondom ons aangaan, onsself dalk die vraag vra, hoe kan Jesus sin en betekenis by hierdie dinge voeg? En dit is tog hoekom baie van ons sukkel en wat ook vir ons 'n groot worsteling is in ons lewe, is hoe om die Here deel te maak van al hierdie dinge. En dit skep ook vir ons wanindrukke dalk oor wat dit beteken om 'n Christen te wees. En ons moet dalk onsself die vraag vra, hoe kan ons anders oor hierdie dinge dink? Hoe kan ons hierdie wanindrukke verminder? En dan in hierdie gedeelte sien ons ook 'n baie interessante ding. So in Matteus in verse 4 en 6 sien ons dat Johannes klere van kameelhaar gedra het, 'n leerband om sy heupe gedra het en van heuning en sprinkane geleef het. Nou, ek weet nie so mooi van julle nie, maar dit is bietjie vreemd. So wat interessant is as ons kyk na 2 Konings 1 vers 8, sien ons dat Elia ook 'n haarkleed gedra het met 'n leerband om sy heupe. En hierdie mense
in hierdie gedeelte, Matteus 3, het vir 400 jaar gewag vir 'n profeet wat lyk soos Elia. En hier sien ons dan nou 'n profeet, Johannes, wat lyk soos Elia. So, dis glad nie per toeval dat dit dieselfde beskrywing is nie. Maar hierdie mense het verskriklik baie van Johannes gehou. Ons lees hier so dat die mense van wyd en suid na hom toe gestroom het. En ek dink die eerste rede was hy het bietjie vreemd gelyk, maar ook omdat hy met die mense kom deel het hoe die Here alreeds sy lewe verander het. Hoe hy nou anders lewe omdat die Here sy lewe verander het. En as ons dan sien, 'n bietjie verder gaan en kyk na vers 7, dan sien ons dat die Fariseërs en die Sadduseërs kom ook daaraan. En hulle was twee groepe wat eintlik vyandig was teenoor mekaar, maar wat baie sterk die wette geken het en geweet het waaroor alles gaan. So, hulle wou ook gedoop geword het. Maar hulle was glad nie besorg gewees oor die betekenis en die gees daarvan nie. En Johannes veroordeel hulle eintlik en spreek hulle aan. En hierdie dinge spreek ons eintlik ook aan oor die hele konsep van leer rituele en woorde wat ons soms het, wat ons nie moet hê nie. En Johannes kom sê baie duidelik vir hulle dat hulle lewens moet verander. So, ek sê dit spreek ons aan, want ek weet nie van julle nie, maar ek moes myself al baie keer konfronteer en vra, hoekom doen ek sekere goed? Is dit omdat ek wil inpas? Is dit omdat ek dalk net nie wil uitstaan nie? Hoekom slaan ek 'n Kersfeesboom op? Hoekom koop ons geskenke? Nou, ek sê glad nie ons moenie daai dinge doen nie, maar net die bewustheid van hoekom doen ons hierdie dinge? Wat is dit? Hoekom is dit belangrik? Dit is amper net soos om te sê, ek gaan altyd sondig wees, so ek hoef nie bewus te wees van my sonde nie. Nee, ek moet juis omdat ek weet ek is sondig, moet ek bewus wees van my sonde. En daarom moet ek myself ook vra, hoekom doen ek sekere dinge? En Johannes wys dit ook vir ons uit deur die metafoor te gebruik van 'n boom wat vrugte moet dra. En vrug kan nie net gedra word deur in die naam net 'n naam aan God te behoort nie, maar ook in daad en lewe. Nie omdat dit ons gaan red nie, maar omdat God dit van ons verwag, omdat ons aan hom behoort. En een van die dinge wat baie sterk hier oorkom ook, is om liefde aan ander mense te betoon. Om hierdie mense nader te trek en te sê, verander julle lewens, want die lewe saam met Jesus is soveel beter. So, om nou prakties te verduidelik, hoe lyk dit hierdie vakansietyd? Ons gaan in lang rye staan by winkels, ons gaan in die verkeer vassit, en hoe gaan ek hierdie dinge navigate? Hoe gaan ek daaroor dink? Is dit dalk om vriendelik te wees met die persoon wat langs jou staan in die ry? Is dit dalk om vriendelik te wees met die kassier wat al vir 10 ure op haar voete staan? Is dit dalk om jou plek vir iemand, jou parkeringplek vir iemand anders te gee? Dalk as prins iewers ver te gaan parkeer, omdat jy weer gaan daar's ou mense wat dalk nader graag nader wil stop. Maar die ding is, dit is nie groot en dramatiese dinge nie, maar dit gaan net oor om jouself te vra, hoe dink ek oor hierdie dinge? So, en dit is wat hierdie gedeelte vir ons kom sê. Dit is die hele tyd hierdie vergelyking tussen die uiterlike en die innerlike. Die doop wat die uiterlike teken is, en die deurlopende soeke na beter leef, nie omdat ons dit self doen nie, maar omdat God ons reeds gevind het wat die innerlike worsteling en verbetering en groei is. Iemand het so rukkie terug vir my gesê, ons soek nie en dan vind ons nie. En dan is alles ewe skielik reg nie. Nee, ons is gevind en daarom soek ons. En dit is in daardie soeke en die mense wat ons saam neem in daardie soeke wat ons lewens verander word. In Lukas 19 vers 10 sê Jesus, die Seun van die mens het gekom om te soek en te red wat verlore was. Ons was verlore, maar God het ons kom soek en hy het ons gevind. En nou, omdat ons gevind is, soek ons terug na hom. En vandag het ons die Heilige Gees natuurlik. Ons verstaan net hierdie mense was net gedoop in die Heilige Gees, in die naam van Jesus. Want die Heilige Gees het nog nie op daai stadium gekom nie. Maar nou weet ons dat ons die Heilige Gees het. Hy wat ons help om deurlopend na Jesus te soek, wat ons oortuig van ons sondes, wat ons bewus maak van ons sondes.
Dis hoekom hierdie teks ook sê, die Heilige Gees sal kom en Jesus sal julle doop met die Heilige Gees. Johannes se doop, wat ek hier weer probeer sê is dat die doop was die uiterlike teken van sondeberou, die bewusmaking van sonde. Ons wat weet ons is sondig. Maar Jesus se doop met die Heilige Gees is 'n innerlike verandering. Dit is die Gees wat in ons werk, wat ons bewus maak van ons sonde, wat ons help om anders te lewe, wat ons krag gee om uit te gaan en die evangelie uit te dra. En vandag word ons met al drie op een doop gedoop in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees, want Jesus se werk het reeds tot vervulling gekom. So almal wat die Here se naam aanroep, sal gedoop word met die Heilige Gees van God. Die koring sal ingebring word, maar die kaf sal verbrand word, of so later die vuur van God se oordeel ontvang. Hier is eintlik 'n blye versekering, maar ook 'n groot verantwoordelikheid, want ons is ligdraers, ons is die wat die mense wat in ons dorp inkom nader in die Here moet trek, om hulle welkom te laat voel, nie geïrriteerd te raak met al die mense wat om ons is nie, om bewus te raak van hoe die Here in alledaagse dinge van die lewe sin en betekenis daarby kan voeg. So mag ons regtig in hierdie feestyd 'n bietjie gaan dink aan, wat wou ek dalk hierdie jaar bereik het? Waar het ek dalk tekort geskiet in dit wat ek moes doen? Hoe het ek alreeds my gedagtes voorberei op die dorp wat so vol is? Waarop het ek myself dalk as 'n besoeker vandag voorberei? Op my verloftyd wat voorlê, hoe dink ek dalk aan Kersfees en die feestyd? Hoe dink ek oor Jesus en wat hy vir ons gedoen het? Hierdie boodskap van Johannes gaan nie daaroor om mense perfek te maak nie, maar eerder om hulle bewus te maak. So mag ons in hierdie vakansietyd almal rondom ons met respek behandel. En mag ons op so 'n manier lewe dat mense kan sien dat ons is Christene, wie die Here kom vat het en verander het, want hy het ons reeds gevind. Kom ons neem hierdie mense saam met ons op reis en na die soeke na meer, omdat almal weet dat God ons reeds gevind het. Want dit is eintlik die wonder van hierdie evangelie. Ons soek nie meer in die donker rond nie, ons is gevind. En omdat ons gevind het, soek ons nou met sekerheid. Sekerheid dat hy by ons is. In die gewone dinge, in die vakansiedruktye, in die lang rye, in die braai met vriende, in alles. Nou wat ons sê, ken hom in al jou weë. Sê ons dit nie as 'n las nie, maar as 'n vreugde. Kom ons bid saam. Liewe Here, baie dankie vir hierdie wonderlike voorreg wat ons het, om in hierdie feestyd 'n klomp mense hier in ons dorp te kan verwelkom. Here, help ons om hulle met respek te behandel, om hulle U liefde te kom wys. Mag hulle U liefde in ons en in die kerke hierso, in al die kerke in ons dorp beleef, en mag hulle U raak sien. Here, baie dankie vir hierdie groot voorreg en verantwoordelikheid. Kom versterk ons van krag tot krag. Ons bid dit in U naam alleen. Amen.